Welkom terug, Arie Jougaard. Eerste keer wat jy by Raad Rugby se skole rugby reeks met ons kom gesels en ek het gedog, jy weet, laasweek het ons so vinnig gesels oor die skole wat die wedstryde vroeër geskuif het. Jy weet wat aangaan in die Weskaap. So dankie dat jy met ons kom gesels het en vertel vir ons, wat was die drama toe met die weer en alles, wat het gebeur laas naweek? Ja, dankie MB. Ja, 'n lekkere koue front wat deurgekom het Saterdag in die Kaap, ordentlik gereën, bietjie nog Sondag eintlik ook. Maar dit was 'n rugby Saterdag was bepaald moeilik in die Kaap geweest. Maar voor ek oor die Kaapse rugby praat, ek wil dan net so noem van ons het laasweek gepraat van my alma mater Ben Foster. Ek sien hulle het vir Pietersburg gewen daar in die Noordval. Dink hulle speel in die Skuld. 39-15. So ek onthou toe ek by Ben Foster was dit ons erg gesukkel om vir Pietersburg en vir Tom Nodé te wen. So daai is 'n goeie is 'n goeie prestasie. So wel gedaan daar vir die Fossies, maar ja, Kaapse rugby van die wedstryde is Vrydag toegeskryf. Eintlik net een dit was Stellenberg teen Paul en Paul Roos se veld natuurlik het al baie skade gelei teen vorige wedstryde teen Gim waar dit baie nat en modderig was. Vrydag aangespeel en daar's Paul Roos was te sterk vir Stellenberg en dit was ek dink was 34-5 geweest. So dit was al so 'n bietjie winderig en bewolk so voor die koue front ingekom, maar daarmee gereën nie. Stellenberg het 'n goeie onder 16 span, kan ek net noem. Hulle het vir Paul Roos gewen, so 21-12. So 'n spannetjie om dop te hou. Stellenberg dalk as hulle nie spelers verloor nie, gaan lekker sterk wees in die jare wat kom, maar andersins ja, Bishops het soos ek gesê het laas keer, hulle gaan nie daai wedstryd skuif nie. Hulle wil 'n nat wedstryd hê teen Parel Gimnasium. Hulle het 'n bepaalde nat wedstryd gekry, maar Parel Gim wen nog steeds 50-0. So dit is Parel Gim met 'n baie sterk span het. Wys jy was 'n goeie span wat in daai weeromstandighede ook nog steeds kan 50 punte aanteken. Bietjie droog geweest dink ek nader aan Parel se rigting, maar daarso het Boys Eye vir Boland Landbou geklop. Daar was ook ren in die Parel, maar minder as dat by Bishops 69-12. So Boys Eye wys briljante vorm en ek gaan nou oor die interskole praat wat op pad is tussen daai twee Parel skole en dan Outeniqua het verloor teen Oudtshoorn klop hulle 50-7. So dis 'n groot wen vir hulle gewees en so ja, dit is so van die wedstryde wat hier oor die naweek wat ek miskien kan noem is die 2 Augustus, dis die datum vir die interskole. So dit is baie groot wedstryd, altyd Parel Gim teen Boys Eye. Soos dit nou lyk is Boys Eye eintlik in baie goeie vorm MW. Hulle het baie goeie resultate gehad. Hulle het goeie wenne al gehad. Parel Gim het ook eintlik net een gelykoptelling. Dit is teen Affies. Daai 16-11 in die Parel. En verder het hulle wedstryde gewen. So hierdie as interskole gaan baie interessant wees. Ek dink dit is bietjie meer interessant gemaak met die spankeuses van die WP Kruiwenweek span. So ek dink daai twee spanne is redelik vergelykbaar in terme van hulle sterkte. Keringsgewys is Parel Gim amptelik die nommer 1 span in die land. Maar dit is Boys Eye wat baie meer spelers in die Kruiwenweek span het. So dis nogal interessant en dit beteken so 'n bietjie van die X-faktor in 'n interskole. Dit gaan nie net daaroor nie. Daar's baie ander druk wat die kinders besig hou ongelukkig, maar baie kere het dit maar te doen met so 'n bietjie kan jy oor die draad kyk en sê o, julle het 'n klomp Kruiwenweek spelers, julle is dan seker die oorweldigende gunsteling. Jy ken ons daai storie. So jy wil altyd hê die ander span moet oorweldigende gunsteling wees. So ja, dit is twee sterk skole en hulle het 'n baie goeie jaar in terme van resultate van Wille Klawer tot Noord-Suid en al daai toernooie het hulle goed gedoen. Ja, dis net 'n loopskool van daai Kruiwenweek spanne. Daar's 3 spanne. Die Parel Gimnasium is los aan die beste span in die land hierdie jaar en daai A-span, noem dit maar die A-span of die beste span of die eerste span. Is daar net 2 Parel Gim spelers en hulle is daar in die tweede span 4. En Boys Eye tussen daai twee spanne 13. Make it make sense, soos die mense sê. Dit doen nie. Nee, ons weet dat keerders het daar 'n klomp verantwoordelikheid en 'n klomp mag ook, as mens dit so kan noem. En hulle kyk natuurlik anders as wat ons dalk daarna kyk. Hulle kyk na samestellings van hoe hulle wil speel. Die afrigters het ook 'n plan. Hulle kies spelers wat hulle voel hulle Kruiwenweek mee kan wen. So dis seker net meer as jy net kyk na ek dink nie mense kan seker net sê dis wel die span wat nou die beste presteer moet outomaties meeste spelers kry nie, maar daar is 'n groot maar. Ek meen as 'n span soos Gimnasium met al hulle resultate onoorwonne nommer 1 in die land, jy tik al daai boksies en jy het net 2 spelers in jou Kruiwenweek span, eerste span, dan is dit snaaks. So ek dink dit klink nie vir my reg nie.
So om dit Mhm. sommer reguit te sê. En dis selfs 'n span soos Paul Roos ook. Paul Roos is ook een van die topspanne in die land. Hulle het ook net twee in die land in die span. Ek dink wat dit miskien so 'n bietjie interessant maak van wat as ons wat net rugby hier nou in die Kaapse skole kyk, die suidelike voorstede se skole sukkel teen die skole daar teen die Parel en Stellenbosch. En maar hulle het by verre die grootste verteenwoordiging. Byvoorbeeld Rondebosch Boys High het 5 spelers in, Wynberg Boys High het ook 4 spelers in. So dit is dis nou nie eerste span waarvan ek praat. Mhm. So ja, daar's dit is naaks die twee spelers van gimnasium wat in is genadiglik twee wat die Stormers geteken het. So ek weet nie wat van die ander gaan word nie, maar dit is Marcus Miller, daai senter wat hulle nie anders kon as om te kies nie. En dan ek dink Geldenhuys die agste man wat ook 'n baie lekker speler is. Bles Kemp die agste man van Paul Roos is ook in. Hy het ook by die Stormers geteken, maar die slot, een speler wat ek kan noem wat op pad is Bullet toe MW wat jy bly sal wees is die een slot van Parel Gimnasium. Dit is Turner, Michael Turner. Hy kom net van Windhoek af. Sy pa se dominee daar in Windhoek. En hy is nou die afgelope 4-5 jaar in die Kaap in die skool, eers op Stellenbosch gewees en nou in Parel Gim. So briljante speler, slot, werk hard, lekker speler. So ek dink die Bulls gaan as hy kan reg ontwikkel, gaan hy 'n goeie speler wees. So ja, die samestelling vinnig, ja, dit is moeilik om te bepaal. Ek dink wat ook 'n faktor is, ek dink mense moet dit sê, dit is feitelik, is dat die kultuursamenstelling dink ek speel ook 'n rol. Ek dink mense moet in gedagte hou Parel Gimnasium is 'n Afrikaanse skool. So hulle gaan grootliks Afrikaanse kinders hê wat natuurlik van 'n sekere kultuurgroep ook afkom, as dit nou saggies kan sê. Dan is moet mens maar terugkyk. Ek wil ook half terugkyk en weer na die geskiedenis van die Kruiwenweek. Ek het dus 'n bietjie opgekyk. Reeds in 1980 het Dr. Dani Kruiwen die Kruiwenweek nie rassig gemaak. So dit is een toernooi in Suid-Afrika wat ver voor sy tyd was, wat hulle lang aanloop gehad het. Was natuurlik na eerste 20 jaar nie alles perfek nie, allermins. Maar dit is nogal een toernooi wat al van 1980 af, nou ver voor die land het draai gemaak het polities. Het hulle al probeer om die rasaangeleentheid aan te stel. Maar die realiteit op die stadium is daar moet 12 spelers van kleur en 23 wees wat gekies word. En dis die regulasies van SA skole rugby. So dis waar ons is. Hoorie, James Winstanley wat die SA skolespan afgerig het tot verlede jaar toe is nou by die Bulle. Ek weet nie of jy gesien het nie by die junior afdeling. Wie dink jy gaan oorneem as afrigter van SA die onder 20 noem dit SA skole spannetjie? Ja, ek weet nie, daar's altyd miskien kyk hulle na wat gebeur by die Kruiwenweek, maar daar sal sekerlik al afrigters wees wat oor 'n jaar of 3 of so dopgehou is. Name wat ek nou nie op my voorgrond nie, maar ek eintlik kyk ook maar wat by die Kruiwenweek gebeur, maar ek seker daar's 'n hele paar afrigters wat al deur winter is wat by die provinsies is. Van die beste skole afrigters is maar nog by die skole en beland nie by die provinsies baie keer nie. Dit is ook 'n geval. Jy weet van die skole het 'n professionele afrigtingskorps wat enige Karibieke rugby span op trots gaan wees. So dit is ook 'n gegewe, maar ja, dit sal interessant wees wat hulle daar gaan maak. Maar is lekker om vooruit te kyk as ek daar kan gaan. Dis lekker, die Kruiwenweek is altyd 'n hoogtepunt en is altyd briljante rugby. Dink is Middelburg hierdie jaar, nee? Dink is Middelburg gaan nie. Ek dink ek word by Middelburg gespeel. En so dit sal lekker weer wees, dit sal lekker aanskoulike hardloop rugby wees en die Kaapenaars se longe gaan vroeg brand. So dis ook 'n faktor. Jy sê wel lekker weer wees, maar iemand het die ysbere dat ontsnap uit die Kaap uit, want ons almal in die bo by ons en Gauteng. Goeie genade is koud en ek sê hierdie griep is nie 'n man se maat nie, hoor. Jy kan hoor, hy het vir my onderste bo. Ek staan ek al het my siekbed het opgestaan en my het ook omgesels so. Ek waardeer dit. Okay, maar kom ons kyk nou na die naweek wat kom. Daar's min wedstryde die naweek. Waarna sien ons uit? Ja, ek dink daar's van die spanne wat na die suidelike voorstede toe gaan. Dit is in die Kaap nou. Dit is Parel Gim wat moet by Sex gaan speel en ek dink Paul Roos speel by Wynberg. Dis van die wedstryde wat ek nou so kan onthou. Ek dink dit is iemand speel by Boys High, ek weet dit miskien daarvoor. Bishops. Ja, Bishops. Bishops speel by Boys High. So dit is die drie wat ek dink interessant sal wees en dit is nou nogal siende van al hierdie spankeuses wat ons praat van suidelike en noordelike voorstede in die Kaap. Die wat die Kaap ken, weet dit. Daar's die skole in die suidelike voorstede en die skole in die noordelike voorstede. Maar die Parel tel ook as noordelike voorstede in Stellenbosch, hoewel dit so klein bietjie verder van die Kaap af is. Maar as dan aan die kant die Bergie.
Maar ja, so dit sal opwindend wees. Ek dink vir Seks gaan dit moeilik wees as Pelgrim nou 50 punte teen Bishops aangeteken het op 'n nat dag, dan gaan Seks moet keer. En nou Paul Roos gaan ook moeilik wees om te klop en dan natuurlik Paul dit gaan baie moeilik wees om in die Parel vir boys uit te wen. So ek dink oor die opbou ook na die interskole gaan daai Parel se skole begin redelik fokus en hulle het nog so 2-3 wedstryde oor. Ek dink 'n gimnasium met 2 oor, hulle het 'n afnaweek nou ernstig volgende en ek dink Boys High speel 3 naweke op en volgend voor die 2 Augustus. So maar dis 'n groot een, hè. Altyd daar by Foreststraat, die wat ook in die Kaap ken, is eintlik jy moet werk om as mens in die Kaap so lekker groot derby wil kom bywoon, volgepakte Foreststraat, meer as 20,000 mense, dit bly 'n spectacle eintlik is die Engelse woord om dit so te sien en die dorp in aksie te sien, maar wat my altyd verstom eintlik MW as ek miskien daar kan gaan, ek is nou so afgelope paar jaar saam met Radio Tygerberg dan is ons daar mos 'n bietjie betrokke by eintlik van die opbou en uitsaai en 'n bietjie radio goed ook en so aan en wat my opval van daai naweek is die dorp is bepaald groen en blou, so dit is daar's maar tussen 2 geskeer. Natuurlik groot netbal wat ook en hokkie wat ook gespeel word, maar tog daar's 'n groot mate van respek tog. Dis nie 'n nasty 'n nasty storie nie. So daar is maar hier en daar nou by banter en die manne wat baie keer dan kom en ek seker hulle wet Paul Oelofberg brandewyn nou ook op die wedstryd. Maar ten minste die gees word altyd goed gespeel, maar dit is woes kompeterend. So dis ook 'n hoë standaard van rugby. Al wat ek dit eintlik hoop in die stilligheid is elke jaar is daar so skeieregter beslissing of 3 wat 'n voet op die lyn of 'n aanslaan op die doellyn of sulke dinge. Met al die kameras wat daar is, kan hulle maar gerus 'n derde skeieregter inbring in daai wedstryd. Daar word baie daaroor gepraat, hy word ook mos redelik goed uitgesy, maar daar is al gesê daar's so 2 kameras ten minste om dit te doen. Maar daar's genoeg om dit te probeer ten minste. Ja, dit is interessant. Ek het nou toevallig nou die dag met Jimmy Stonehouse gepraat vir die Pumas. Ek het nie eens geweet nie, die hele SA beker toernooi was daar geen TMO's behalwe die eindstryd nie en nie, die lynregters het geen sê gehad. Hulle mag niks uitgewys. Hulle mag letterlik net gewys waar die bal uit is. Maar, dit was interessant, né? Ja. Ja, dis interessant. Dis 'n Bakkies Botha sou lekker in daai wedstryd gespeel het. Ja. As niemand nog kan uitwys okay, maar ja, weet jy en kon hy kry ook is dan nog nie net Bakkies wat baie keer die pot bietjie geroer het nie, maar ja, ek dink die interskole is maar die respek van sulke geleenthede. Ag is maar alle rugby, weet. Baie keer kyk hulle dit ook nog weer oor en kry dit nog steeds verkeerd. Maar ek dink die Engelse praat van die obvious mistakes of die wat jy nou regtig kan sien dit is 'n aanslaan hier en daar gebeur het, maar ag dit bly nog skole rugby. Is eintlik 'n interessante besprekingspunt. Ek weet daar's ook groot interskoles in Pretoria ook en dit is almal sit redelik regop vir dit. Maar die kinders kry ek jammer MW. Ek dink die wenmotief was maar altyd daar. Ek en jy matriek was dit ook daar, maar dit was nie so verskriklik nie. Weet jy, het nou hierdie week gehad en almal is opgewerk en jy speel interskole en as jy nou gewen het, is dit nice, verloor het ook nog nie heeltemal die wêreld omgedop hè. Maar deesdae is dit dis op televisie en die verwagtinge en die geskiedenis en veral met Parelgym en Boys High. Dis baie druk op die kinders. En ongelukkig is daar hier en daar 'n man wat 'n skop skuins voor die palle gemis het al om dinge te wen of te verloor. So dit is maar die realiteit. Seker 'n leerskool, maar hulle het gelukkig goeie afrigters en mense rondom hulle om deur dit te vat. So ek dink hulle is beter voorberei as die gemiddelde skole in die land dalk om dit te hanteer. Maar dit bly maar 'n uitdaging dink ek. Baie dankie man. Ek wil volgende keer met jou gesels oor hierdie groot borgskap wat King Price te ingebring het. Ek het gehoor van syfers van 43 miljoen rand vir die jaar. Nou wonder ek waar gaan daai geld heen, nommer 1 en nommer 2. Is dit 'n goeie ding vir skole rugby om soveel geld en soveel druk en alles te hê? Jy nou net genoem het, nee, wanneer raak dit nou, wanneer is dit nie meer lekker nie? Jy weet, of is ek nou 'n bietjie onnodig pessimisties? Ja, ek dink vir 'n borg is dit natuurlik ons kan daaroor praat ook meer, maar net so een sin daaroor dalk vir 'n borg is dit natuurlik 'n goue geleentheid, veral as dit 'n gewilde geleentheid is en daar's genoeg oë en mense wat dit bywoon en dit wil kyk op die televisie en so aan en alles maak sin uit 'n besigheidsoogpunt. Skus tog maar weer eens ja, waar eindig dit? Ek het op 'n stadium verstaan dat hulle dit eers by SA Rugby betrokke geraak het vir 'n hoër nommer en toe hulle maar daai deure toe gegaan en toe hulle besluit op die skole rugby. Hulle wou, ek weet dit eerstens hulle wou, maar hulle kon nie by die SA Rugby se prys uitkom vir die Springbokke nie.
En daar Ja. het F&B ook mos nou en Pick n Pay het ons nou groot aanbiedinge gemaak. Maar hulle het toe besluit om te fokus op skoolrugby. So dis 'n interessante besigheidsbesluit soos jy sê. Ek het nie geweet skoolrugby is so groot nie. Maar ek dink net, jy weet, as jy daai druk vat, ek weet nie. Maar ek wil graag met jou daaroor praat. So kan dit 'n volgende keer 'n bietjie meer uitbrei daaroor. Dit sou lekker wees. Dankie Arie, dit is Ja, lekker man. verseker. Daar's 'n klomp borge en lekker dag en sterkte met daai kuggie. O, genade, vertel vir my. Drink Right, so, rooiwyn. Ons drink rooiwyn in die Kaap as ek koue front toe kom, dan hoorie, is bly dit ek 'n bietjie beter. ek het so baie medisyne in my lyf. As ek nou rooiwyn drink, sal ek mors dood nie. Sê vir jou. Ja, ek was 'n oggenddokter toe te sê vir my nee, is 'n virus, is nie 'n gewone bakterie of 'n ding nie. Ek wil antibiotika gehad. Dit sê nou dit gaan jou nie help nie. Dit's 'n tipe van 'n vorm van COVID of ietsie. Jy moet strain, ek weet nie presies wat. Ja, wat hy vat met medisyne 'n week en sonder medisyne 7 dae. So gee hom 'n kans. Eers jy bang jy gaan dood en as jy bang jy gaan nie dood nie. Ja, absoluut. Hoorie Arie, baie dankie. Dit was nou baie lekker man. Ek waardeer dit. Thanks. Ek wil dit 'n bietjie Absoluut. korter maak want dit moet in 'n ander segment inkom, maar ek like dit baie. As jy okay is daarmee, ek sal dit graag weer wil doen as jy right is. Ja, verseker. Nee, verseker. Dit is heerlik. Is van my hoogtepunte van die dag so. Lekker dag. Een ding vinnige ou daar RSP kommentaar gevra wanneer was jy op Ben Foster? Ek weet nie of jy daai kommentaar gesien het nie. Ja, ek kon toe nie ek het gesoek waar daai drop-down moontlik kon wees. Ek kon nie vind waar ek het gesien se Kalitz of so. Ek dink ons met dieselfde. Ek was altyd 85. Was jy ook 85? Ja, ek was 85, ja. Ja, ek was 85, maar ek het nou nie om te antwoord daar nie. Ek sal hom Ek sal geantwoord. weer kyk. Nee, ek sal hom geantwoord. Ja, Ek en Arie was beide nog 85 in matriek. Ja, ek kan so sê. Ja, sê ek was aanvallende senter vir Ben Foster in 1985. Ek was agteruit ek was dan vir Marenski gewen. Ons was interskole gewen. Ja. Ek was niks nie. Ek was letterlik soos 'n niks nie. Ek was nie eens in die kaas en wynspan nie. Ek was so bad. So ek's uitstekende toeskouer, maar die spel is ook niks nie, ja. Nee, daardie kon jy nog as 'n kleinerige ligte 65 kg sentertjie kon jy daar rondhardloop. Nou kan jy dit nie meer doen nie. Ek dink die tyd verander, maar ons het teen Marenski as ons groot interskole. Ons het hom toe nou dan met genade by hulle gewen. Maar dit was ook nog maar ons het dink is groot. Dit was seker ook nie so groot gewees. Ek was ook Oosmoed gewees, ek het mos gesê. Ja. En ek sê Oosmoed is nog 'n goeie rugby skool, maar my hoogtepunt was toe ek was na 7 was, het ons die administrateursbeker gewen. Just like this ernstig. Dis massief. 43 jaar gelede. Dis baie lank terug. So. Nee, daai was groot. Ek meen ek onthou ons het wedstryde op Loftus WP Noordransval wedstryde gaan kyk daai tyd in die 80s. En dan van die voorwedstryde was dan administrateursbeker semifinale en sulke goed gewees wat massive was. Ek onthou daar was al wedstryde 11:00 in die oggend gewees. Dan sou sommer so 3 games wat hulle speel daar in 'n club game. Ek mis eintlik daai daar was eintlik die heel dag se rugby gewees. Jy kon skole rugby, klub rugby en dan speel die groot spanne. Jake White nou die dag het gesê nie nou dag laas jaar. Toe die kwart eind was teen die Benetton in die URC. Toe daai selfde tyd omdat dit 'n kwart eind was, moes hulle inval by wat SuperSport in die URC die tyd gemaak het. Toe oorvleuel dit met 'n game hier by Affies. Dis al meer mense by Affies is wat daar by Loftus was. Ja. En dit ek onthou daai gesê, hoekom kan hulle nie op Loftus kom speel? Jy weet. Anyway, so. Maar die ander ding is die ouens warm nou so op. Ek wil nog iemand met 'n studie daarvan doen wat die effek is van hulle moeg word die laaste 15 minute. Ek kyk hulle nou dag opwarm hierso. Hulle gaan deur soveel drills en goeters. Dis amper soos 5, dis ten minste voel vir my soos 10 minute se rugby wat hulle ten minste 5 minute se rugby wat. Dit is wat gisteraand se gesprek so interessant gemaak. Hy het presies oor dit gepraat. Was jy rustig? Ja, dit was so interessant. My mond het oopgehang. Ek kom my alie skop, né? Maar hy sal dit seker nou maar weer doen, maar ek sê dit was so interessant. Oor die science van opwarming. Ek kan dit nie glo nie. Jy weet, ek en hy ons gesê hol een keer om die baan. Jy weet daai tipe ding. Ja. Ons in die kleedkamer, jy het jou nek so gedraai, jou hammy so gestrek, jy het gestrek, jy het die bal 'n paar keer rondgegooi en dan jy opgedraf. En wat gebeur het as die kaptein hardloop voor, dan gooi jy die bal vir nommer 1 en nommer 1 gooi vir nommer 2 en nommer 2 gooi vir nommer 3. Dan hardloop jy so op en dan gooi jy die bal rond en jou hammy is los in jou rug en dan speel jy.
Nee, hulle vat dit te ver. Ek het om die waarheid te sê ons in Windhoek, ek nou nie van Point of View, maar ons is by Windhoek Hoërskool op haar stadium lekker om betrokke te wees dan. Waarom jy ouens op voor die game, nê? Dat ek en een van die ouens, John Hammond, hy het ook SA skool onder 20 gespeel. Hy's in die Parel, sy kinders by gym. Maar ons was daai tyd saam in Windhoek. Dat ons vir die coach gaan sê, hoor die coach, time out, wil jy nie rustiger raak nie. Hy doen dis asof hy nog oefeninge wil doen. Hy het so 'n ding met kus. Gaan daar geld heen, nommer 1 en nommer 2. Is dit 'n goeie ding? Skole rugby, ons soveel geld en soveel druk en alles te hê. Jy nou net genoem het, nee. Wanneer raak dit nou, wanneer is dit nie meer lekker nie? Jy weet, of is ek nou 'n bietjie onnodig pessimisties? Ja, ek dink vir 'n borg is dit natuurlik 'n ons kan daaroor praat ook meer, maar net so een sin daaroor dalk vir 'n borg is dit natuurlik 'n goue geleentheid veral as dit 'n gewilde geleentheid is en daar's genoeg oë en mense wat dit bywoon en dit wil kyk op die televisie en so aan en alles alles maak sin uit 'n besigheidsoogpunt. Skus tog maar weer eens ja, waar eindig dit? Ek het op 'n stadium verstaan dat hulle dit eers by SA Rugby betrokke geraak het vir 'n hoër nommer en toe het hulle maar toe daai deure toe gegaan en toe het hulle besluit om die Ja. skole rugby. Hulle So wou, ek weet dit eerstens hulle wou, maar hulle kon nie by die SA Rugby se prys uitkom vir die Springbokke nie. En dan ja, het FNB ook mos nou en Pick n Pay het ons nou groot aanbiedinge gemaak. Maar hulle het besluit om te fokus op skole rugby. So dis interessante besigheidsbesluit soos jy sê. Ek het nie geweet skole rugby is so groot nie. Maar ek dink net, jy weet, as jy daai druk vat, ek weet nie. Maar ek wil graag met jou daaroor praat. So kan dit 'n volgende keer 'n bietjie meer uitbrei daaroor. Dit sal lekker wees. Dankie Arie, dit is ja, lekker man. verseker. Daar's 'n klomp borge en lekker dag en sterkte met daai kuggie.